Okay, so hier's 'n ding wat jy nie weer geweet het jy het nodig nie, nê. 'n Ordentlik geboude slasher van Northman Industries. Ek praat met Jonathan. Nou kyk, hy het nou gegaan en daai ding gaan deurdink, nê, en elke liewe, hoe sê hulle, die cracks ingevul om vir jou 'n ordentlike, goed gepryste slasher op die mark te sit. Kom ons check 'n bietjie. Jonathan, hoe lyk dit? Goed, dankie met jou. Nee, wat doodstil rustig. Okay. 'n Slasher, nê? Nee? Nou is hier nie nou genoeg van hierdie goed op die mark nie, nou gaan besluit jy om nou nog 'n slasher te bou nie. Hoe het jy op dit gekom? Wel, ja, daar's baie slashers. Maar daar's so baie, is amper al vir kommoditeit. So ons het bietjie daar gaan dink hoe mense hom kan bou dat hy actually sin maak en sterk is en vir jou kan werk soos wat hy moet werk. Nou wat is jou ervaring rondom dit? Hoe het jy spesifiek op die slasher ding gekom? Nou, ek het by 'n maatskappy gewerk wat implemente ingevoer het en gebou het. En toe gaan ons daar weg en toe besluit ek maar daar's verbeteringe wat ek kan doen op daai produk. So dis waar ons vandaan kom. So jy het basically gegaan en gesê okay, right, ek is op soek na 'n sekere ding en jy het tekortkominge gesien in hierdie goed en dit nie gekry nie en toe besluit jy okay, skroef dit, dan gaan bou jy 'n slasher soos wat jy weet hy gebou moet word. Ja, so hy sê hierso. Uitstekend. Okay. So verduidelik my gou vinnig, wat is die eerste goed wat jy verander het? Wat was vir jou die belangrikste op die ding? Okay, so ons het hom gepowder coat. Jy sal sien dit is 'n grove texture powder coating. So nou hoekom gepowder coat? Wat maak dit? Dis nice. Hulle sê dis 'n goeie paint finish. Dit word 10 jaar te hou of 10 jaar voor hulle fade sê hulle. Yes. En dis net 'n beter, is 'n baie nice finish. Ek hou daarvan. Ja, ek moet sê hy lyk baie netjies, hoor. Dit kan ek vir jou gee. Dit lyk regtig goed. Okay, en dan? En dan, okay, nou lemme en skiets, dis vir almal 'n probleem. So ons het universal lemme en skiets gekry. Okay. So enige ander plek het dit reeds in voorraad, so jy kan my slasher koop en dan gaan jy enige plek parte vir hom kan kry. So dat ek by die koöperasie al daai goeders kry, dit sit ek net so op. Ja, dis klaar daar, so. Ek hoef nie te kom by my toe lemme te koop en dan's aan nie voorraad nie of wat ook al. So as dit nou kom by die konstruksie van hierdie tipe besigheid, nê? Nee? Verduidelik my, hoe werk julle, want dit lyk actually of julle hom redelik as 'n puzzle aan mekaar sit, as ek dit so kan stel. Ja, so al die parte word gelasercut en gebuig. So voor die tyd uitgesort dat hulle almal dieselfde is. Ja, en dan kom hy by ons aan en dan ons sit hom soos 'n puzzle in mekaar en dan swys ons hom vas. So alles is presies dieselfde, daar's nie verskille nie. So dit maak dit. Sien wat ek van hou is die feit dat jy hierdie ribs het wat jy deurgaan, hè, want dit gee hom 'n bietjie meer hoe sê hulle, maak hom 'n bietjie meer structurally sound, as ek dit so kan stel. En uit 'n praktiese oogpunt uit, wat se goed het julle nog na gekyk op hom wat gewoonlik pla? So jy sal sien hiervoor het ons hom bietjie gestep down. Ja. So baie keer as jy hom nou op, as jy rondry en jy tel die slasher op, dan hak jou PTO shaft sit nou gewoonlik hierso, dan hak hy hier vas en dan ek hoor wie jy sê, dan kan jy hom nie so hoog optel nie. Ja, so nou kan jou operateur hom optel sonder om jou PTO Jy hoef nie jou operateur op te pas of seker te maak dat hy hom nie verby 'n sekere punt jy kan hom net letterlik raai, dan gaan jy tel hom op en klaar. Ja, en dan bly jou goedjies netjies en dit lyk nie soos 'n nagmerrie nie. Okay, dan radkas. Wat se tipe radkaste gebruik julle? Standaard ingevoerde radkas. So jy kan hom by ander plekke kry of by ons, ek het voorraad. So jou hele uitgangspunt is gaan fokus op die goed wat ons gaan nou by die business end kom daar onderkant by die lemme. Ja. Nee, is letterlik bou die ding ordentlik, robust, netjies en dan gebruik al die ander goeders wat jy kan, universele parte laat die boer nie sukkel nie. Ja, so jy hoef nie, ek wil nie jy moet sukkel nie. Dis die sien, ek hou van daai ene, nee. Okay, right. En dan hierdie is dan maar net ek neem aan dat ek bietjie makliker kan onderin kyk, nee, en dan waarvoor is hierdie flappies presies? So dis maar net om te keer dat die rotse agteruit spat en help met materiaalvloei en daai tipe van dinge. En dan okay, en dan lekker maklik kan ek nou hier onderin kom, nee. Ja. Okay, en dan verduidelik my gou wat spesiaal van die lemme? Okay, so ons het 'n mooi lemplaat daarin met wat ons strategies versterk het, laat hy nie opbuig soos 'n piesantjie nie. Ja. En dan sou jy ook sien ons het sulke buste vasgeswys daaronder wat die boutkoppe beskerm. Yes. En dit help ook net as jy aan die ding moet werk, dan hoef jy nie met 2 spinners daarin te kom en te sukkel en te hana nie. En die boutkop is nog mooi 6-hoekig so. En ek sien hier op die kante ook
het julle ook daarso die boutkoppe basically versink, as ek dit so kan stel. Ja. En ek neem aan dit is nou maar net dat hy nie, want hy die materiaal vir jou mos nou af, of hy werk hom af met tyd en dan val jou bout uit. Ja, en dan as jy hom wil uithaal die dag, dan sukkel jy want hy's rond of wat ook al. Nou is hy mooi beskerm, jy kan hom maklik uithaal, hoogte verstel en you're back to business. Einde van die storie. Okay, so jy het nou gegaan en ordentlike slasher gaan bou. Nou gaan ek seker weer 3 keer die prys betaal vir die ander as wat ek vir die ander betaal, nê. Nee, wat hy is mooi geprys. En okay, wat is die verskillende opsies wat ek kry op hulle dan nou, wat se breedtes kry ek om alles? So jy kry 1.2 meter, 1.5 meter en 1.8 meter. Ja, En jy kan hom beide spek in 2 lem of 4 lemme. yes. En dan ons 1.8 meter het 'n ekstra offset brackets daarvoor, standaard ingesluit. Okay, wat beteken dit dan nou vir my? Laat So ek jy hom kan half hom- langs die trekker Ja, kan veral laat vir die loop. mense wat in die boorde en so sny, dit help want dan sit jy hom so half langs die trekker, dan kan jy Maar dan kan ek boord hom daarom sny, sê net maar 'n bietjie daai kant. in die boorde sny of as jy langs die draad wil afsny, dan sit hy daarom langs die trekker en nie agter die trekker. Ja, jy weet as jy ek dink dis sommer net ouens wat dalk wil brandpaaie sny in daai tipe van goeders om hom later te kom brand. Jy weet, dis net makliker as jy korter gras brand as wat jy lang gras brand, Ja. nê. Nee. Werk gewoonlik makliker, maar nou hoef jy nie so teen die draad soos wat jy sê, die trekker teen die draad ry nie, en as hy dan net. Maar hoeveel skuif hy hom dan uit? Hy skuif hom so 300 uit. So 300 uit wat hy dan links is. Ja. Okay, en dan sê jy kry mense 'n 2 en 'n 4 lem opsie. Wat is die verskil tussen hulle? Ja, dis die twee wat jy kry en dan so die 4 lem is baie swaarder. Ja. Dis so amper of 'n vierkantige ding. So dit help maar net met takkermateriaal sny, beter vloei. Maar ek het nog steeds net die steeds net die een spinnerplate, nê. Nee. Ja, dis een spinnerplate. So dan sit net 'n ander spinnerplate vir jou op. Yes. Wat anders lyk wat 4 lemme het in plaas van 2. Okay. Dan prys op die goed. Gee my so 'n idee waar kom ek in, want ek meen jy het nou 'n ordentlike slasher gaan bou. Nou gaan ek seker weer dubbel die prys betaal wat ek vir die gewone goed betaal, nê. Nee. Nee, wat hulle is goed geprys. Ons 1.2 meter begin hier by R42.000 Ja. en dan ons 1.8 strek hier by die 70. Yes. Daar's nou 'n bietjie verskille tussen 2 lem en 4 Afhangende lem. van hoe jy hom spek dan. Ja. Tussen die 2 en die 4 lem. En dan hoeveel is hierdie 1.5 en dit lyk So vir my nou die regte 1.5 joppie. Die 1.5 meter 2 lem is R49.000 voor BTW, so dis mooi in die kol. Uitstekend. Okay. Ek soek nou een van hierdie goed, hoe maak ek? Jy kan my kontak of jy kan ons dealer hier in Talton kontak, Rebello. Ja, as jy in Talton is, julle weet waar's Rebello, okay? En dan vir julle vir die res van die land, julle ship die goed reg deur, nê? Nee? Ja. Uitstekend. Jonathan, dankie baie. Right. So daar's nou 'n slasher wat bietjie deurgedink is, nê. Nee. Ek hou van die feit dat daai PTO besigheid daarvoor is, dit wys julle dit bietjie gedink en daai boutkoppe hier onder, nê. Nee. Want hy nie boutkop gaan af, dan moet jy verloor jy 'n lem. Die lem is nog nie eens uit lorry nie, maar die bout het gegaan. Jy weet hoe loop dit, nê. Nee. So, as jy lus is om nie te sukkel nie, daarso, nê. Nee. Northman Industries slasher, linkie bo of hier onder of bel vir Jonathan. Daar. Tot volgende keer. Groete.